Goeiemôre op hierdie Woensdag 17 Desember. Ja, hierdie jaar is nou waaragtig amper op sy rug. Hy lê al, hy moet nog net sy oë toemaak. My naam is Estie Geldenhuys en ek staan in ons tuin en dit is so 'n lieflike oggend hier in Pretoria. Ons het so baie reën gehad. En die seën van reën wat dan oorloop in alles wat groen is en wat groei baldadig. En die voëls baat daarby en die insekte baat daarby. Lewe is wat ek om my aanskou. Dankie Vader, dat ons weet dat U die enigste een is wat waaragtig lewe kan gee. Dankie vir Psalm 4. Ek bid in die naam van Yeshua, dat U nou kom en vir elkeen van ons 'n stuk lewe kom oopmaak wat ons dalk nog nooit gesnap het nie. Veral uit hierdie Psalm. Dankie Vader dat U weet wat ons nodig het. Ek bid dat U my vooruitgaan en dat U ook die boodskap vooruitgaan na elkeen toe wat daarna sal luister. Praat U self met ons uit Psalm 4. Gebruik my net as die instrument, maar U is die een wat die woord dra. Ons eer U en ons verwag U en U alleen. Halleluja, amen. Nou ja, so waar Psalm 4, hoe kan 'n mens dit oorslaan? Kyk, die dinge wat die koning Dawid moes werk, was nie maklik nie. Niks daarvan gaan sit sommer in enigiemand se broek nie. Byvoorbeeld, dink daaraan. Koning Dawid se eie seun Absalom het sy pa probeer onttroon. En koning Dawid se enigste toevlug, sy Skepper God. Wanneer mens Psalm 4 lees, besef jy, dis baie moontlik dat Absalom daarin geslaag het om ook van die mense wat koning Dawid gedink het regtig by hom staan, af te rokkel. En net mooi niks in die hele ongelukkige situasie kon vir koning Dawid maklik wees nie. Besef dit. Nie net sy seun nie, maar ook vertrouelinge wat nou die rug op hom draai as gevolg van Absalom se invloed. Vers 2. Dui op koning Dawid se nood en uitroep tot verlossing. Ek lees Psalm 4 vers 2. As ek roep, verhoor my, o God van my geregtigheid. In benoudheid het U vir my ruimte gemaak. Wees my genadig. Hoor my gebed. Is dit nie die mooiste gedagte nie? In my benoudheid het U vir my ruimte gemaak. Ja, werklik. Bedink die woorde. Koning Dawid is benoud. Terwille van sy posisie, maar veral ook terwille van sy eie seun. Wat nie net sy posisie soek nie, maar ook sy lewe. Wat 'n ontstellende situasie. Dan lees vers 3 tot 6. O manne, praat hy dalk hier met die manne wat eers by hom gestaan het en nou kies om by Absalom te staan en hom te ondersteun? Vers 3. O manne, hoe lank sal my eer tot skande wees? Hoe lank sal julle die nietigheid lief hê, die leuen soek, Sela? Weet tog dat die Here vir hom 'n gunsgenoot afgesonder het. Die Here hoor as ek hom roep. Hierdie is 'n baie belangrike waarheid wat ons moet snap. Koning Dawid twyfel steeds nie aan sy roeping nie. Al maak sy eie seun hoe droog, koning Dawid weet dat hy glad nie hoef te twyfel aan sy goddelike roeping nie. Vers 5. Sidder en moenie sondig nie. Spreek in julle hart op julle bed en wees stil. Offer offerandes van geregtigheid en vertrou op die Here. Hierdie woord sidder in vers 5 is baie interessant. Wat is dit waartoe koning Dawid die mens oproep, vir my en jou ook vandag? Dat ons vrees in die Here sal lê en nie in mense nie. Weet jy, die wat God vrees, soek met alles in hom die Here God se waarheid, sy teenwoordigheid, sy autoriteit. Om God te vrees is nie om 'n pabroek te wees nie, nee. Dis juis om absolute
agting en verwagting te hê vir wie hy is. En dit is waartoe Dawid sy mense ook oproep. Duidelik gaan alles vir koning Dawid om die wil van die Here. Oorweeg weer vers 5. Hy roep vandag steeds elkeen van ons om seker te maak dat ons die wil van ons Vader vir ons eie lewe sal soek, sal vind en verstaan. Elke mens word gebore met 'n Godgegewe roeping. En elkeen se roeping is uniek. En dan, wat koning Dawid hier met vers 6 sê, is skrikwekkend. Slegs offerandes van geregtigheid gaan saam met vertroue. Offerandes van geregtigheid en vertrou op die Here. Dit is soos die vers lees. Slegs offerandes van geregtigheid. Nie van valsheid of papbroekigheid of gunsoek of iets van, nee, geregtigheid. Stop gou daar. Besef ek en jy, dat hierdie wete ook vir ons lewe waar is. Ons Skepper God het ook oor ons gedink voordat ons gebore is. Dit is my intens belangrik om vas te hou aan Efesiërs 1 vers 4, wat vir ons bevestig dat ons Skepper Jahwe Elohim ons in Christus geken het voordat hy ons in Adam verloor het. Moet ek dit weer sê? Jahwe Elohim het ons in Christus geken voordat hy ons in Adam verloor het. Gaan kyk asseblief en oorweeg weer Efesiërs 1 vers 4, want dit is wat daar staan. Die totale skepingsplan van die Almagtige was volledig bepaal voordat hy met die skepping begin het. Hierdie wete is steeds waar vir my en jou en al ons geliefdes. Ja, elkeen wat vandag deel van hierdie lewe is. Elohim het elkeen van ons geken voor die grondlegging van die aarde. Hy het toereeds geweet wat bydra ons tot die uitbouing van sy koninkryk sou maak. Onthou, hierdie stelling beteken nie dat alle mense betrokke moet raak by evangelieverkondiging nie, nee, maar dat waar ons is, waarmee ons ook al besig is, ons die waarheid van die evangelie in opregtheid sal uitdra. Ons mag nie toegee aan leuns en valsheid nie. Soek die waarheid. Goddelike waarheid is slegs in die woord te vind. Vat die boek. Eet hom met die begeerte om vervul te word met goddelike waarheid. Ontdek wie jy in hom is en mag sy waarheid elkeen van ons se lewe dikteer. Hoor hoe klink die res van die Psalm. Ek lees van vers 7 tot 9. Baie sê: Wie sal ons die goeie laat sien? Verhef oor ons die lig van u aangesig, Here, want slegs hy kan ons sy waarheid oor onsself gee, né? Vers 8. Groter vreugde het u in my hart gegee as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is. Vers 9. Ek wil in vrede gaan lê en met eens aan die slaap raak, want u, o Here alleen, laat my in veiligheid woon. Dankie Vader, dat hierdie woorde en hierdie wete ook vandag vir elkeen van ons waar is. Dankie dat u ook elkeen van ons geskep het vir 'n spesifieke doel. Dankie dat u en u alleen ons daarin kan begelei om te word sodat ons kan wees wie u ons bedoel om te wees. Ook terwille van die uitbouing van u koninkryk. Vader, ek bid dat u vir elkeen wat nog nie verstaan wat my skepingsdoel is nie, wat elkeen van ons se skepingsdoel is nie, gee vir ons daardie begeerte. En dat ons ook van u af die unction sal ontvang, hoe en waarom te soek om te weet wie ek is. Dankie Vader, ek weet u roep my bevryder van beperkinge. En ek bid nou dat my skepingsdoel ook deur hierdie boodskap regtig sy waarheid sal uitleef.
Bevry elkeen wat ooit na die boodskap luister. Bevry van alle beperkings wat verhoed, dat ons verstaan wie ons in U is. Ek loof en prys U naam. Halleluja. Amen.